volgende lied, lied 475, Allerhoogste Hemelvader. Aan die Vader dank en ere. Vader, Seun en Heilige Gees. Of nee, ekskuus, daar's enetjie voor hom. Hemelse Vader, ons bring U eer. Nou is dit Vader, Seun en Heilige Gees. Amen.
ons laaste lied is die Vlamlied, Hemelvader, ek aanbid U. Baie dankie, welkom Dr. Liesel. Baie dankie, goeienaand almal. Welkom vanaand weer hier by ons Pinksterreeks. Ek herinner julle net, daar is iets om te eet en te drink na die tyd in die saal en dat ons kollekte gaan vir Bybelverspreiding, ons deurkollekte gaan vir Bybelverspreiding. Kom ons word net so. Tot U, Here, hef ek my siel op. My God, op U vertrou ek. Niemand wat op U vertrou, sal beskaamd staan nie. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Skepper, wat ons in liefde aan mekaar geweef het, Jesus Christus, ons verlosser en vriend, wie sy lewe vir ons afgelê het, en die heiligmaker, wat ons hoe langer hoe meer mens maak. Amen. Ons bly so sit, en dan sing ons 4 keer na mekaar, lied 222.
Ons tema die week is skakerings van die Heilige Gees. Ons het Sondag aan stilgestaan by beweging, by wind, by 'n tekstuur van God se betrokkenheid van die skepping af, die God wat deur sy Gees oor ons hover, en ons skep, nooit met ons ophou nie. Gisterand het ons by die warm klere stilgestaan, by die oranjes en die gele van God wat vir ons 'n warm hart skenk. Vanaand is ons by 'n ander tipe lig. Ons is by wit lig, deurskynend, helder, bietjie kouer, maar die lig van insig, van raak sien, van verstaan, van onderskei. En ons gaan nou saam lees dan ook uit die Johannes Evangelie. Dis ook die teks vir vanaand. So kom ons bid saam die gebed op die skerm. En as ons daarmee klaar is, dan gaan ons staan en lied dubbel 4:2 sing, vers 1 tot 2 voor ons uit die woord uit lees. Kom Skepper Gees, kom asem van God, wind van God, waai die skadu's weg en versterk ons, u kerk. Kom Skepper Gees, kom deernisvolle warm lig, vul die diepste binneste van ons harte, ons is niks sonder u. Kom Skepper Gees, kom gas van die siel, vrede in ons stryd, rus in ons inspanning, vreugde wat ons vertroos in lyding. Kom Skepper Gees. Ek lees vir ons uit die Johannes Evangelie. Ek gaan lees uit hoofstuk 14 en dan ook uit hoofstuk 16. In hoofstuk 14 gaan ek vir ons lees vers 15 tot 20 en dan 25 tot 27. As julle my liefhet, sal julle my gebooie onderhou en ek sal die Vader vra en hy sal vir julle 'n ander parakleet gee sodat hy vir ewig by julle kan wees. Hy is die Gees van die waarheid, wat die wêreld nie kan ontvang nie, omdat die wêreld hom nie sien nie en ook nie ken nie. Julle ken hom egter, omdat hy by julle bly en by julle sal wees. Ek sal julle nie as weeskinders agterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. Nog 'n kort tydjie en die wêreld sien my nie meer nie, maar julle sal my sien. Maar julle sien my, omdat ek leef en julle sal leef. Op daardie dag sal julle weet, ek is in my Vader en julle in my en ek in julle. Vers 25, dit het ek vir julle gesê terwyl ek by julle gebly het. Die Parakleet, die Heilige Gees wat die Vader in my naam sal stuur, hy sal julle in alles onderrig en julle aan alles herinner wat ek vir julle gesê het. Vrede laat ek julle na, my vrede gee ek julle.
Ek gee dit nie vir julle soos die wêreld dit gee nie. Laat julle harte nie ontsteld en bang wees nie. En dan Johannes 16 vanaf vers 12. Ek het nog baie dinge om vir julle te sê, maar julle kan dit nie nou verwerk nie. Maar wanneer hy kom, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die volle waarheid lei, want hy sal nie uit homself praat nie, maar hy sal net sê wat hy hoor en hy sal die toekomstige dinge aan julle bekend maak. Hy sal my verheerlik, omdat hy dit wat hy van my sal ontvang, aan julle bekend sal maak. Alles wat die Vader het, is ook myne. Daarom het ek gesê, wat hy van my ontvang, sal hy ook aan julle bekend maak. Die hoofstukke is deel van Jesus se afskeidswoorde van hoofstuk 13 af in Johannes 13 was hy sy disippels se voete en dan die res tot en met die gevangeneming is dan hierdie trooswoorde, die ondersteuningswoorde, die bemoedigingswoorde wat Jesus vir sy disippels deel. Hy weet hulle is bang, hulle is onseker, hulle kan nie verstaan dat hy sê hy gaan weg nie, wat gaan met hulle gebeur? En in hoofstuk 14 troos hy hulle en hy sê vir hulle, maar hy gaan hulle mos nou nie as weeskinders agterlaat nie. Hy gaan vir hulle die Parakleet, die Heilige Gees stuur. Nou die woord Parakleet is 'n vreemde woord, maar dit beteken letterlik paras mos of langs. Beteken letterlik iemand wat langs jou staan en jou help roep. Iemand wat langs jou staan en jou help roep. 'n Voorspraak, 'n advokaat, 'n bemoediger, 'n trooster. En dan noem Jesus ook die Heilige Gees, die Parakleet, die Gees van waarheid. Die Gees wat vir hulle gaan herinner, alles wat hy vir hulle geleer het, sodat hulle nie vergeet nie. Die Gees wat hulle gaan onderrig daarin, die Gees wat hulle gaan leer, vir hulle gaan help sif, help verstaan, gaan insig gee, gaan help onderskei. En ons het onderskeiding nodig, want ons woon in 'n wêreld van te veel taal, oorvloed woorde en beelde. Almal het opinies en almal het antwoorde. En dit is so dat selfs die beelde wat ons daagliks sien op ons fone, wat ons nog moet ontstel ons nie eers meer nie. Daar's te veel woorde, te veel beelde. Miskien verlang ons almal vanaand, soos ons hier bymekaar is, na helderheid, na klaarheid, na gestroopdheid, na dit wat eg is. Miskien sal dit ons ook help om bietjie stil te staan by die betekenis van die woord waarheid, soos ons dit in die Johannes Evangelie kry. Want Johannes gebruik die Griekse woord aletheia. Nou, in ons westerse wêreld, as ons die woord waarheid hoor, dan dink ons dadelik aan iets wat gegiet is, gegote, vas. Dis presies, dis korrek. Iets is of waar of iets is nie waar nie. Maar die Griekse woord het 'n ander gevoel. Baie Griekse woorde is bewegingswoorde. En so ook aletheia. Soos die een skrywer dit gestel het, as jy die woord hoor, moet jy besef, waarheid is nie 'n ding nie, dis 'n aktiwiteit. Waarheid is 'n doen. Jy kom by waarheid deur 'n proses. Waarheid is 'n reis. Letterlik beteken die woord in Engels to unconceal, om iets wat toe is oop te maak, maar met 'n proses, amper soos goed wat jy afskil om by iets uit te kom. Nie goed wat jy saam sit om by iets uit te kom nie. So waarheid is eintlik 'n reis. Ian McGilchrist het so mooi gesê, truth is a journey. En dis 'n reis omdat jy nog nooit eintlik ten volle gesien het nie. Jy groei in waarheid in. En as die Heilige Gees, die Gees van waarheid is die Heilige Gees saam met ons op pad
om te unconceal, om by dit uit te kom wat eg is. En daarom hou ek baie keer baie meer van die woord eg, as ek waarheid vertaal. Dit is vir my meer 'n betekenis van dit, om te kom tot op die kern, en die kern is eg. Ook as ons baie keer sê, that is true, dan is true nie dieselfde as truth nie. Oei, my erre. en waarheid is nie dieselfde as waar nie. As ek sê iets is waar, sê ek eintlik iets anders as wat ek sê die waarheid. So dis eintlik wat hierdie woord mee te maak het, met egtheid, true, waar. En as die Heilige Gees saam met ons op reis is om te leer, te herinner, oop te breek, insig te gee, ons te lei na dit wat eg is, dit te ontdek, en nie om goed op te pak nie, dan sal dit nogal handig wees, of nogal help, as ons as kerk op hierdie reis saam met die Heilige Gees soms net 'n bietjie stil bly en luister, om geleer te kan word, om leerbaar te wees, in goeie Afrikaans, om bietjie te shut up. Want, hoe moet ons ontdek en reis, en leer, en geleer word, en onderrig word, as ons nie stil word, as ons nie kan luister nie, as ons onsself nie oopstel nie. Gisterand het ons gehoor, die gedeelte in Handelinge 2 was 'n groot geraas, daar was baie woorde, en daar was baie geluide, en dit was goed. En vanaand gaan ons hoor, daar is ook 'n tyd en plek vir min woorde, en min geluide, vir stilte. Ek gebruik altyd die voorbeeld van 'n glas, hier is nou 'n glas met water in, maar as jy nou klomp grond en modder en goed in die glas gooi, dan gaan hy vuil wees, maar as jy hom so rukkie gaan laat staan, dan gaan baie van die goed afsak onder toe. En die boonste deel van die glas gaan weer al hoe helderder word. En dis soms wat stilte doen. Stilte laat ons dan net toe dat seker goed net 'n slag afsak, sodat ons onsself weer kan oriënteer. Maar dis vir ons baie moeilik, want ons verstaan dat woorde kom soms in ons pad, en ons gebruik woorde om weg te hardloop van onsself, en woorde word baie maklik ons maskers, en ook in die kerk is ons baie keer taal wat baie selfversekerd is, wat baie maklik 'n ding vasvat en sê, want ons weet presies, dink ons, wat ons bedoel, en daarom is daar so baie debatte en bekleierery, want ons sit nie en luister nie, ons wil met selfversekerdheid praat. Nou in die kerk was daar nog altyd baie tradisies van stilte, en ons gaan vanaand weer by een van hulle stil staan. Ek het eintlik al in die verlede baie oor hulle gepraat, want dit is maar vir my gunstelinge, die woestynvaders en moeders van die eerste eeue in die Egiptiese woestyn. Maar net om ietsie daarvan te verstaan, ek dink ons vergeet soms dat die eerste 3 eeue van die kerk was die kerk vervolg, sporadies, nie soos 24 ure 'n dag, elke dag van die jaar nie, geografies sporadies het afgehang wie die keiser is, maar hulle was altyd 'n minderheid, die kerk, die gelowiges, die Christene, hulle het nooit werklik 'n plek in die samelewing gehad nie, en dan, hulle is altyd geweet, enigiets kan weer gebeur. Toe Constantijn die eerste Christelike keizer word in die begin van die 4de eeu, het hy met tyd die kerk eers kan jy sê legal gemaak, en toe met tyd die kerk eintlik die Christelike godsdienst, die godsdienst van die Romeinse Ryk gemaak, en daar het 'n skuif gekom, so waar vir die eerste 300 jaar Christene vervolg is, ewe skielik was daar, het jy nou 'n paar perks gehad as jy gelowige is, jy het nou minder belasting betaal, en jy het makliker in jou werk bevordering gekry, so dit is nogal 'n groot skuif van vervolging na 'n paar perks. En dit het sekere gelowiges met 'n bietjie van 'n ongemak gelaat, want hulle het gedink, hoe gaan ons verander, hoe gaan God met ons werk, as ons nie onsself van sekere dinge kan ontneem nie. Want in die mensbeeld van die dag, ons moet altyd dit ook verstaan,
hoe mense die antropologie, die mens gesien het in die 4de eeu, is nie dieselfde as ons noodwendig die mens sien vandag, he. Maar die mensbeeld van die dag, het jy God ontmoet in jou hart. Nou, jou hart is nie jou hart, die plek van emoties, soos ons het vandag verstaan nie, in die Bybelse wêreld is jou hart jou gedagtes, so your heart is your mind. Dis hoekom die woord metanoia, wat ons vertaal met bekering, eintlik beteken to change your mind, om anders te dink oor iets. So as die hart die plek is waar jy God ontmoet, moet die hart dan gesuiwer word, moet die hart gestroop word, sodat ek God daar kan ontmoet, en sodat God my dan kan verander al hoe meer na sy beeld. Dit sal vir ons sin maak dan om die bergrede te lees, in Matteus 5 vers 8 staan, dat tog geseënd is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. En as geglo, die hart is vol monsters en begeertes en demone, vandag se taal ego, en dat ek op 'n manier my moet stroop van dit, sodat ek al hoe meer deur God verander kan word. En hoe stroop ek myself van my begeertes en my ego? Ek gaan woon in 'n gestroopte landskap, soos 'n woestyn, waar daar eintlik niks is nie. En die geografie, soos wat in die geografie gebeur en wat in my lewe gebeur, weerspieël mekaar, en ek is tot bereid om my godsbeeld te laat versplinter, want ewe skielik kan ek van niks seker wees nie. En die mense het nie in die woestyn gaan bly met hulle moed nie. Hulle het in die woestyn gaan bly met hulle diep verlange en begeerte gehad het na God, 'n diep verlange en begeerte om deur God verander te word. Maar hierdie nuwe gemeenskap, hierdie paar duisend mense in die woestyn, was 'n gemeenskap van min woorde. En dit word opgesom deur Abba Makarios. Ons het hierdie storie. So die gesegdes van die woestynvaders is sulke kort gesegdes waar 'n disipel vir die Abba, die Vader, iets sal vra en hy sal antwoord, of die Abba sal een of ander wysheid meedeel, maar dis sulke kort gesegdes. En in die een sê Abba Makarios vir sy disipels, vlug broers. Dan kyk hulle ons aan, maar waarna toe? Ons is klaar in die middel van nowhere. Waartoe moet ons nou vlug? Toe al wat hy hulle antwoord, is hy sit toe sy vinger op sy lippe, jy weet soos ons maak vir kinders, sst, gaan na sy sel toe, slaan die deur toe en gaan sit op die vloer. Want hy wil eintlik net vir hulle gesê het, onthou, dis gevaarlik om te veel te praat. Want dan kan jy baie maklik vir God en jouself, wat beide 'n misterie is, verklein tot 'n formule. So stilte is die suspisie van woorde, 'n bit of awareness vir woorde. Stilte maak ons oop vir mekaar en vir God. En nie 'n stilte van wanhoop nie, maar een van afwagting. Rowan Williams, die vorige aartsbiskop van Kantelberg, het geskryf, as 'n nuwe gemeenskap in Christus, wat deur die Heilige Gees bymekaar gemaak is, dis die kerk, moet dit vir ons baie moeilik wees om maklik te praat. Dit moet vir ons baie moeilik wees om maklik te praat. Ons moet die paradoks verstaan dat woorde is vlugtig en vlietend, maar daar's ook 'n speelsheid van taal. Ons hoef nooit die finale sê te hê nie. Soms kan ons woorde net proe, ons kan net vorentoe skuifel met hulle betekenis, maar ons woorde moet ook gedurig dinge kan omdop. Miskien vra die Heilige Gees, die Gees van waarheid, ons om minder te praat, nie meer nie. Om taal meer ernstig op te neem. Om te onthou dat God met 'n woord geskape het en dat die woord mens geword het en onder ons kom woon het. Albei sulke groot misteries dat ons eintlik nie weet wat om daaroor te sê nie. Dat ons meer moet stamel en huiwer. Ek dink aan die mooi gedeelte uit een van U2 se liedere, Yahweh, waar hulle sing,
Take this mouth, so quick to criticize. Take this mouth and give it a kiss. En dis wat William skryf, hy sê ons waste, ons mors woorde. Nou hoe lyk volgens hom non-wasted words? Hoe lyk woorde wat ons nie mors nie? William sê dis woorde wat jy in jouself hou, dis woorde wat tyd vat om te verouder, te mature. Dit kom uit 'n ander plek, dit kom uit diepte, dit kom uit stilte. Die beeld wat gebruik word, nou ek is nie die grootste kok op aarde nie, maar van julle wat potjiekos maak, moet jy blykbaar nie die pot te vinnig, die deksel te vinnig lig nie, né? Iets gebeur dan. Maar jy moet nie die deksel te vinnig lig nie, want hy moet prut, né? En dis een of ander chemiese reaksie, don't ask me, maar jy moet die potjiekos se deksel nie te vinnig lig nie, en dis dieselfde met woorde. Woorde moet prut, sodat jy die regte en die beste woorde het, om oor jouself en oor God en oor ander te gebruik. Jy moet al nie te vinnig die deksel lig nie. Ook in die Benediktynse kloosters is daar min gepraat, want het Benedictus gesê, ons is rentmeesters van taal. Miskien het ons net soveel woorde ontvang, en watter gebruik jy dan? So stilte leer ons praat, want ons leer luister, en ons word bereid om geleer te word. Maar daar is ook altyd plek vir alles. Daar is soms plek vir woorde en daar is soms plek vir stilte. Ek wil vir julle nog so 'n prentjie skets van die woestyn, as een van die stukkies staan daar. Daar's 2 bootjies op die rivier. Ek gaan dit nou net in Engels lees, so julle kan julle self verbeel. Daar's 2 bootjies op die rivier, die Nyl. In one of them sat Abba, Arsenius, and the Holy Spirit of God in complete silence. And in the other boat was Abba Moses with the angels of God, and they were all eating honey cakes. So wat beteken dit vir my lewe, dat die Heilige Gees, die Gees van waarheid, vir my wil leer, onderrig, herinner, help sif, help unconceal. Hoe kan ek stilte inbring in my lewe? En ek begin deur te sê, dis kompleks. Ek weet baie van julle woon alleen, daar's te veel stilte. Dan kan dit vreesaanjaend raak. Stilte kan ook toksies wees. Dit kan wees dat jy gewoond is aan iemand wat stilte gebruik om jou terug te kry. Silent treatment. So stilte kan dit ook wees. Maar dan is daar tog iets soos 'n beplande stilte. 'n Tyd in die dag wat jy eenkant sit om net in die teenwoordigheid van God te wees. In die tradisies van spiritualiteit is dit ook interessant, hulle breek stilte op in 3 goed. Silence, dis so stilte, praat nie, maar ek kan tussen ander mense wees, ek praat net nie. Solitude, ek is dan alleen, daar's nie ander mense rondom my nie. En stillness is, ek beweeg nie. En die interessante is dat, een van hulle gaan vir jou moeilik wees. Party van ons kan net nie stil sit nie. Party van ons kan net nie alleen wees nie. Party van ons kan net nie ophou praat nie. So, ek lag nou want ek ken van julle. En die uitdaging is tog om jouself op 'n plek te sit wat bietjie vreemd is, die een waarmee jy sukkel. Maar nie dit te doen om iets reg te kry nie. Ons doen nie goed om iets te verdien of reg te kry nie. Maar miskien om God in daai ongemak te ontmoet. Veral daar waar ek op 'n plek is waar ek nie gewoond is nie, kom soms helderheid en insig.
So ek kan dink. Of miskien, dis 'n ander plan, miskien kan ons bietjie meer speel met woorde. Sien verbeel my ek sê vir julle, okay, môre het jy net 100 woorde. Net 100. Dis al wat jy môre kry. Dis jou pakkie vir die dag. Watter gaan jy gebruik? Wanneer gaan jy dit gebruik? Hoe gaan jy dit gebruik? As jy net 100 het, is jou 100 vir die dag. Of miskien kan ons net leer praat van scratch af. Asof jy nog nooit geleer praat het nie, asof jy 'n kind is wat woorde vir die eerste keer hoor, want ek dink ons gooi ons godstaal so rond, asof ons presies weet wat ons sê. Maak ons allerlei uitlatings oor God en ons sê goed oor God vir ander mense. Miskien weet ons nie regtig wat ons sê nie, het ons al ooit gedink wat ons sê. Miskien praat ons te vinnig. Miskien moet ons weer van voor af leer praat. Van heeltemal van scratch af. En 'n woord kies vir 'n week. Miskien kies jy die woord goed. God is goed. Wat sê ek as ek sê God is goed? Voor ek enige ander woord oor my lippe het, miskien moet ek 'n week, 'n maand sit met goed. Hom proe in my mond, met hom speel. Kyk waar werk hy nie. Ek kan hom skryf. Ek kan hom sê, wat gebeur met my mond as ek sê goed? As ek hom in lang, as 'n mens vloeiende skrif skryf. Of heilig. Te speel met die woord heilig. In my mond om hom te proe, hardop te sê, om te teken, om te skryf, voor ek nog na enige ander woord gaan. Om van die begin af te leer praat. Want as God se Heilige Gees, die Gees van egtheid is, na waarheid is, en ek word gelei na 'n plek van unconcealing, van om dit wat regtig waar en eg is oor God te ontdek. En ek is op hierdie reis. Miskien moet ek op hierdie reis bietjie besig wees met die goed wat ek dink ek weet. En wonder of dit goed is wat ek moet weet. Of miskien net weer daarmee sit, dit van nuut af ontdek en so vir God weer ontdek. Sodat die Heilige Gees ons leer stil bly aan die een kant, maar ook vir ons leer praat. Sodat as ons dan praat, nie net ek en jy nie, maar die kerk. As ons dan praat, praat ons reg. So mag hierdie Gees van God, die trooster, die een wat bemoedig, die een wat namens my roep, my leer, praat, my onderrig, my herinner aan die God se goedheid. Mag daardie Gees ons van niets af leer praat. Deur die weg, die pad, die reis van stil bly en luister. Dat ons nog leer stamel en huiwer. Dat ons werklik iets kan sê wat reg is. En ek wil hê ons moet vanaand, as ons bid, iets saam doen. Ek het in die begin van die week gesê, bid is nie net woorde nie. Verlange is nie net woorde nie. Dis ook ons liggame, dis ook wat ons met ons lywe doen. So as jy nou gaan sit met jou hand oop op jou skoot, wat ek julle uitnooi om te doen, sê ek in die eerste plek 2 goed. As ek met my hand oop sit op my skoot, dan sê ek kom met leë hande. Want dis tog wat ons glo, dat ek niks het om vir die Here te gee nie. Dat alles is genade. Alles is geskenk. Ek is net 'n ontvanger. Ek het niks om te gee nie. So as ek so sit, dan is dit 'n vorm van dankbaarheid om vir myself te gee, om sê my hande is leeg, maar ek verlang, ek hunker. Maar dit wat ek ook in my hande plaas, is dan die vir wie ek bid. So ek ontvang alles, want ek het niks om te gee nie, maar ek gee ook dit wat op my hart is.
Ek wil hê ons moet vanaand 'n ruk sit in stilte en gee. Iets in jou eie lewe, iemand wat jy ken wat sukkel, wat jy wil opdra aan die Here, die wêreld, 'n leier. Miskien weet jy van die persoon langs jou waarvoor jy iets wil bid. Kom ons sit met die ontvangs en die gee in stilte, in die teenwoordigheid ook van God se Heilige Gees. Ek sal vir ons afsluit. Dankie Here dat U ons nie as weeskinders agterlaat nie. Dat U U Heilige Gees oor ons uitgestort het, 'n gedurende teenwoordigheid, God in ons, wat vir ons wil help onderskei, wat vir ons wil leer praat, wat vir ons wil leer luister, wat 'n verlange in ons hart plaas om die egtheid van U te ontdek. Here, mag ons nie te maklik val vir woorde of opinies of argumente of woorde wat ons laat twyfel dat U liefde is nie. Ons laat twyfel dat U ons vashou nie. Ons laat twyfel dat U reeds alles volbring het nie. Amen. Ons staan en sing ons saam lied 431. Was dit lekker seker of my singbaar is nie? Ek het van die woorde gehou, is hy alright? Okay. Ons sing vers 1 en 2 en dan bly ons staan vir die seën.
Ontvang die seën van die Here. Mag die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees julle seën en julle beskerm. Mag hy sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Mag hy sy aangesig na julle elkeen toe oplig en aan julle sy vrede gee. Amen.